Right, so, seker die maklikste plek op Nampo om by uit te kom, nee. Daai groot geel gebou. Hier by Bell, JCB. Ek praat hier so met Emiel, hy gaan my bietjie meer vertel oor hoekom hulle nog elke jaar Nampo toe kom, wat hulle vir jou hoe hulle vir jou boerdery kan waarde toevoeg, hoe loop julle opset, dan check ons so 'n bietjie wat het hulle hier so op die stand. Kom ons luister. Oei, ons sê Emiel, hoe lyk dit? Lekker en self, man. Ja, doodstil rustig. Right, so, hoeveel jaar kom julle nou al Nampo toe? Omtrent so 30 jaar kom Bell nou al Nampo toe, ja. Liewe ouers, julle is amper van die begin af, nee. Ja, ons kom al 'n rukkie saam, ja. En sê gou vir my nee, maar kyk, julle is definitief hier om te bly, nee, want julle het ek sê ons altyd, ek het al hoeveel ouens sê ek nee, kom na hierdie ou toe. Hy's net hier oor kan die groot geel gebou. Ja, nee, die kaasblok noem ons hom. O, is dit die kaasblok? Ja. Want sê vir my, want ek meen julle het geïnvesteer in die fasiliteite en al daai goede. So julle is hier om te bly in die boerderybedryf, nee. Nee, kyk, ons wil nêrens heen gaan nie. Hierdie gebou staan permanent hier, so ons kyk na hom, ons kyk na die grond. Ons wil elke jaar hier wees, ons wil elke jaar met ons kliënte gesels. Verduidelik my gou 'n bietjie Bell Forestry Agriculture, wat doen julle presies? Wat bring julle vir die boere? So die Bell Forestry and Agriculture afdeling van ons fabriek se kant af kyk meerendeels na suiker en bosbou. Ja. Maar soos die jare nou aangaan, probeer ons ook werk met ander afdelings van die boerderymark. As jy nou kyk, ek meen hierdie is nou julle bosboukant van die equipment wat julle hierso het. Suiker is nou byvoorbeeld daai haulage tractors, maar ek neem aan hy kan hout ook rondsleep, nee. Ja, hy kan hout sleep. Ons het nou iemand wat graan met hom rondsleep. Ons doen suikerriet meerendeels met hulle op in Afrika. Hang vas, graan. Ja, want hoekom met hy bietjie vinniger is, dan gebruik hulle. So ons sleeptrekker op die oomblik as dit kom by lisensiefooie en versekeringsfooie is hy eintlik baie goedkoper en enigiets onder 20 kilos van die veld tot by die silo's is hy eintlik baie goedkoper om te hardloop as 'n padlorry. So dis nou letterlik as ek nou 'n shanter in my lewe gesoek het, dit is nou wat ek 'n ordentlike shanter kan noem. Hy kan net long haulage shunting doen, nee. Enigiets soos ek sê, van 0 tot 20 is hy meer ekonomies as 'n padlorry. Ja. Jy kan langer gaan as dit, maar dan moet jy 'n bietjie wiskunde gaan doen. Hoeveel? Want uit 'n keer sê tot suspension die ding. Ja, die 2x4 kom met 'n suspensie voor omdat hy nou nie die 4x4 vooras het nie. So ja, hy kom met 'n. En hoeveel ton kan hy sleep? Hierdie enetjie soos hy hier staan sal 52 ton sleep op die pad. 40 km/h. Yes, legal. Ja, nee. Legal, 100% legal, ja. Sien, daai werk, nee. Ja. Okay, en dan waarvoor julle regtig bekend is, nee? Ja. Julle graders. Ja, so kyk, hierdie jaar is daai ding is baie belangrik, nee, met al hierdie reën en goede. Ja, nee, kyk, veral die G140 Eco, die intree vlak padskraper wat ons het, is nou die tweede jaar wat ons hom hier uitstal en hulle loop baie. Wat is die terugvoer wat die ouens vir julle gee op hulle? Hulle is baie gelukkig met die G140 spesifiek. Dis die een wat oor die algemeen gebruik word, veral in jou Department of Transports en al daai baie meer reg te maak en te bou, so ja. Net vir interessantheid, want ek sien hy het dan al weer 'n stuurwiel in, nee. Ja. Julle het ander graders met sonder 'n stuurwiel. Ek weet nie of hulle nog steeds het wat nie stuurwiele het nie, of hulle teruggegaan het nou weer na die stuurwielmodelle toe. Nee, so die stuurwielmodel soos hy hier is ons Afrika spec, ons normale spec. Ja, jy kry nou natuurlik die electronic over hydraulic operator waar alles is op 'n joystick. Yes. Maar hierdie een soos hy hier is in Suid-Afrika saam met 'n stuurwiel. Maar jy kan kies of jy hom so wil hê of nie. Nee, want ek het net al gehoor dat ons Suid-Afrikaanse operators verkies maar die stuurwiel. Ja, kyk, dit is die mark. So die Suid-Afrikaanse mark en Afrika mark is maar meerendeels hulle soek stuurwiel. Dis die eerste wêreldse plek. Ek hou ook van 'n stuurwiel, nee. Ek lag hulle het mos 'n daai vent stroper, nee. Ja. Wat ook nie 'n stuurwiel het nie, toe die bemarkingsspan gesê nee, jy het beter visibility. Dis ek van nooit het ek gedink die stuurwiel is in die pad nie. My hande kom in die pad van die visibility. Okay, en dan julle kan ek sê julle staatmakers, nee, die TLB's, dit waarvoor JCB Harregat wat hy bekend is voor. Ja, nee, ons het die JCB produk nou rukkie saam met ons hierso. Hulle is op die gebou en ons is baie trots op hulle en ja, ons het die Loudors hierso en die 3CX TLB's. Gepraat van 'n Loudor, né? Hierdie is seker, ek kan my net so vinnige background gee. Kyk, ons het self 'n Loudor, né? Ja. En ek moet sê vir 'n nou nonsens telehandler en ons doen al ons reserringbale en daai goed wat ons met hom basically laai. Dit is julle noem dit nou maar julle budget telehandler.
Ja. Maar hy staan nie regtig terug nie. Hy het net al die fancy McGaffers uitgegooi. Nee, hulle het net al die ja, soos jy sê, die fancy goeders uitgehaal. Hy's meganies, hy's op 'n TLB onderstel agterste voor hom. Ja. Hy het nog steeds 4x4, hy kan nog steeds 3 ton lig, hy kan nog steeds 7 meter bykom. Hy het nou net nie al daai fiederjoelietjies in wat 'n mens baie keer nie wil hê. Goed wat ek nie nodig het nie, nê. Nee. Okay, en dan daarso het ons sit ons met 'n ek weet nie eens wat noem mense hierdie goed nie. 'n cane loader. Wat? Hierdie is die 3-wheel cane loader of ons noem hom die 125F cane loader. So dis 'n cane loader. Hy raai- Ek is hy 'n laai verskriklike suikerriet. groot suikerriet boer, nê. Nee. Ek weet hy laai suikerriet, maar ek het nie geweet jy noem dit 'n cane loader nie. Cane loader, net so ja. Okay, right. En dan het ek verskillende modelle waarna ek hom ook kry. Nee, so hierdie een soos hy hierso staan sal jy kry in hierdie model soos hy is. Hy het die Yanmar 4-silinder engine in en hy het 'n hidrostatiese dryfstelsel in en dis soos jy hom hierso sien, dis hoe jy hom kry. Hy is gebou vir die mark en dis wat 'n mens nodig het. En hy draai nou letterlik op 'n tikkie. Hy draai op 'n tikkie. Jy sien, hier's 'n ding waar ek kan dalk meer in belang stel, nê. Nee. Dis nou jou doen dit nou maar 'n forklift eintlik. Ja, ons noem hom 'n all-terrain forklift oor die ground clearance wat so hoog is en die feit dat hy kan enige plek ry waar 'n cane loader en 'n logger kan ry. So wat ons gedoen het is ons vat dieselfde 3-wiel basis van ons cane loader, ons haal die boom vooraf, ons sit vir hom 'n mas op, nou het jy vir jou 'n 3.5 ton forklift of ons sit 'n ander boom op, dan het jy vir jou 'n logger of ons kan selfs 'n laaigraaf voorkant op hom sit en dan het jy 1 cube bak vooraan. Baie versatile. Ons noem daai ene die Versalift. Jy sien nee. Okay. Ja. Dan kom ons terwyl ons hier binnekant toe stap, nee. Want hierso is seker nou die ek sê mos 'n TLB, nee. Ja. Dis een van daai goed wat jy weet nie het om nodig gehad voordat jy hom het nie. Nee. En ons het nie so hom klaar gekom. Ons het al 3 van die goed en soos of hulle elke dag net werk kry. Ja. Nee. Hoekom is die JCB so suksesvol in die mark? Ek dink die JCB is so suksesvol omdat hy uit 'n goeie pryspunt vir die waarde van masjien wat jy kry. Ja. Jy kry genoeg masjien vir die geld wat jy vir hom betaal en hy sê nie nee vir enige werk nie. Hy's baie betroubaar en om hom te ondersteun van 'n handelaar kant af is baie maklik. Want wat hy breek nie. Want jy laai hom af en jy hoor net van hom as hy moet geservice word. Hy sê nou van hom af neem. As ons nou gou kyk hierso, 'n bietjie meer julle noem dit nou maar excavator reeks, bietjie grondhantering en daai Ons goede. mynbou en konstruksiekant. Jep. Ja. Okay, so julle het hierdie ene 205, nou die van die groter excavators, nê, wat julle ander. So in die JCB reeks is die 205 die grootste wat ons inbring, dis die 20 ton excavator. Ons doen ook die 14 ton excavator wat ook aankom. Wat daai deur hardloop. 140, ja. En het julle aan die belkant ook excavators? So ons bring net ons vennote se excavators in, so dis nou die JCB's aan die een kant, en aan die ander kant het ons die Kobelco excavator. Kom ons gaan kyk gou vinnig daarso. En hierdie is dit dieselfde een as wat daar binne staan, hierdie TLB? Nee, hierdie is jou 3CX Plus Sidemaster. Ja. Sien hy die hamer agterop, hy kom met die 6-in-1 bak voor. So hy het 'n klein bietjie meer poeier om al die hidroliese funksies te loop. So ek het so die Plus is basically so dis die CX en dan die 3CX en die 3CX Plus. Ja, en dan het jy die Pro wat nou bo hom uitstaan met jou elektroniese joysticks en al daai tipe. Het vinnig kilowatt specs op hulle? Soek jy nou fyn. Ja, wag, kom ons kyk gou. Ek dink ek het 'n ander een gesien is 56. 60 kW. Okay, ja, hy 60 uit. So ek neem aan die ander een is dan seker 74 want hulle hardloop mos gewoonlik daar in daai koers. Okay, right. Dan Kobelco. Ja. Ek dan my belsticker op die kant. Ek ken glad nie Kobelco nie, help my gou 'n bietjie. So ons bring die Kobelco in van Japan af. Hulle is 'n baie groot excavator vervaardiger. Ek dink in hulle 20 ton klas doen hulle so naby 10,000 units 'n jaar. Hulle doen aansienlik baie. Liewe ouers. Nou, Okay. Met hom bring ons 'n klein 5 ton. So ek hoef nie vir jou te vra of hy werk of die ouens happy as jy daai klas goed verkoop nee. Nee, die ouens is baie happy hom ook. Jy laai hom af en jy sien hom net as jy hom diens. Uitstekend. En dan hierdie Ons het die klein 5 tonnertjie wat inkom. Ons het 'n 13 ton zero tail swing wat inkom. Ons het 'n wat se naam, die 20 ton, ons het 'n 26 ton, 'n 35 ton en ons het gaan op tot by 'n 80 ton. En dan moet ek jou vra nee.
Is dit nou my nuwe bakkie? Wat gaan die aan? Nee, Hy kan wees wat ook al jy wil hê hy moet wees. verduidelik, want So- ek is net soos, hè? So wat ons hierso het is die ons noem hom die 2304E. So E is die reeks van die trok waarop hy gebaseer is. So hierdie Ja. is nou gebaseer op ons gewone articulated dump truck voorkant. So jy kry 'n B18, 'n 18 ton trok se voorkant hierso met 'n 4-silinder Mercedes engine in. Yes. Hy het 230 perdekrag en dis 'n sleepmasjien. So hy's gemaak om goed uit te sleep. Hy sleep swaar goed. Ons hulle gaan gewoonlik na die groot sugar estates toe op in Afrika Ja. en Suid-Amerika sleep hulle met hulle. En ja, hy's gebou om te sleep. Hy het nog steeds die articulated steering system, hy het nog steeds die oscillation wat seker maak die voorkant en die agterkant draai onafhanklik van mekaar. Yes. En kyk al binne sit ons 'n groter balhak daar. So dan kry jy nou vir jou 'n lekker gooseneck drawbar wat daar vasmaak. Daag jy hom daarso en Maar dan wat gaan ons jy. ook met hom doen is ons sal sommer 'n 5de wiel op daar sit as jy wil. Of Ja, dan kan jy, ons sit vir jou hakkie agter, dan sleep jy van die agter af. dan kan jy vir jou 'n dolly insit of wat ook al. 100%. Ek sê altyd, ek wil altyd sê doily, maar doily en 'n dolly is twee verskillende. Dis dieselfde. Koelie sit jy op kop. En sê net vir my, as ek nou moet gaan kyk teenoor, ek wil sê soortgelyke goed, maar prysgewys, hoe sal dit nou vergelyk met 'n gewone trok byvoorbeeld? Ek probeer net my kop rondom met rap. So daar is ons nou na die trokke kyk. Ons moet nou na die applikasie van die masjien kyk. Yes. Hierdie ouetjie is jy kan hom op die pad vat, maar hy is meerendeels gemaak om van die pad af te sleep. Ja, So ons praat hier van groot suikerplase wat 40 km in deursnee is en hy vang suiker uit van die een kant. Dis nou die een applikasie wat ons gebruik en hy sleep hom al die pad na die suikermeele toe. nie gemaak om op 'n teerpad te ry nou. Ek sou dit nie voorstel nie, want jy kan ook net tot by 56 ton sleep op Suid-Afrikaanse paaie. So ons het 'n trekker wat dit kan doen en hy's redelik goedkoper as hierdie masjien. Met jou, nee. En dan so basically wat jy hierdie ding doen is maak nie saak wat jy maak nie saak wat jy agter hom sleep nie. Hulle kom Hy saam. kom saam. Nee, hy kom saam. Nee, hy sê nie nee nie. Okay, sê gou vinnig vir my net so 'n meter dop. Hoe lyk die toekoms by Bell? Nee, dinge lyk goed vir ons. Die vennootskap met JCB was baie goed vir ons. Dinge loop baie vlot daar. Ja nee, ons kyk net vorentoe. Ons het nou die padskraper wat ons nou uitgebring het is het laas jaar gelunch. Ek like daai padskrap. So hy's nou uit en daar is nou 'n nuwe produk vir ons. So dit wys ons is hier om te bly. Ons is heeltyd besig om veranderinge te maak in ons masjien om seker te maak ons bly met die tye en ons bly met wat die mense daar buite versoek van ons. Right. Dis Emil hier van Bell. Okay, so. Om kuier hier by die kaasblok as jy na Nampo toe kom, nê. Nee, dan jy gaan nie kaas hier kry nie, nê. Jy gaan net goed kry wat in die grond krap en te kere gaan, nê. Luister hier, daai padskraper lyk vir my baie cool. Dink hy's daar regtig en hy sit net presies in die sweet spot vir wat jy dalk nodig het hierdie jaar. So, liedjie bo of onder, kom kuier vir hulle op Nampo. Tot volgende keer. Groete.